Ons almal soek na heelheid. Ons soek harmonie. Ons soek dat ons hele lewe, alle dimensies en aspekte vervuld sal wees, dat dit goed sal wees en dat dit alles vredevol sal wees en by mekaar uitkom. Ons kry hierdie verhaal van Jairus en Veronica, die vrou wat aan bloedvloeiing gely het in Markus 5, wat smag en soek na heling. En agterkom dat genesing nie genoeg is en nie dieselfde is as heling nie. Hierdie vrou ervaar genesing, maar sy is nog nie heel nie en Jesus soek haar op. Sy is nog steeds geïsoleerd. Sy lewe nog steeds met vrees, met skaamte. En alhoewel sy fisies nou gesond is in haar uiterlike wêreld, nou uiteindelik sy gekry het waarna sy soek, bring dit nie vir haar heelheid, vrede, alles kom nog nie by mekaar nie. En hoe dikwels, net soos sy, dink ons dat wat ons regtig nodig het nou, iets uiterlik is. Dis iemand of iets wat die sleutel sal wees, dat my hele lewe by mekaar kom, en dat ek gelukkig en tevrede sal wees. Maar uit hierdie storie uit leer ons dat dit nie so is nie. Ja, wat binnekant in ons gebeur het 'n groot effek uiterlik in ons lewe. Wat uiterlik het 'n groot effek innerlik in ons lewe. Maar die groot goed wat moet skuif en gebeur in ons, is eintlik binnekant. Dis hoekom Paulus sê, ek let nie op die uiterlike nie, maar ek let op die innerlike. Dit is nie ek ignoreer die uiterlike nie, maar my fokus is dit wat binne in my gebeur, want dit is daar, in ons hart, in ons diepste wese, wat ons met God kan ontmoet, waar hy ons kan aanraak, en ons in aanraking kan kom met hom. En dit is uit daardie konneksie uit, wat heling na ons lewe toe kan kom. En dis wat met Veronica gebeur het. Sy het na haar ontmoeting met Jesus, waar sy haar hele storie met Jesus kon deel, het sy heling begin ervaar. Skielik hoor sy die woorde dat sy 'n dogter is nou van God. Sy is nie meer 'n uitgeworpene nie. Sy is nie meer iemand wat onrein is nie. Sy lewe nie meer met die skaamte waarmee sy gesit het nie. Sy is aanvaar. Sy het 'n konneksie. Sy is in aanraking met hom. Nou kan sy in aanraking kom met haarself. Sy kan haarself aanvaar. Sy kan weer uitreik na ander toe, uit haar isolasie uitbreek en diep kontak met ander mense leef. En dit is wat met haar gebeur het. En sy het 'n groot en belangrike rol in die eerste gemeente in Jerusalem begin speel. En volgens die tradisie, baie mense bygestaan wat siek was. En wat ook op soek was, soos sy, na heling. En hier is die vraag net, waar soek jy na heling? Nou wat is dit wat jy dink vir jou regtig daardie heelheid sal bring, tevredenheid, diep vrede van jou hele lewe? Hier is die uitnodiging om 'n spiritualiteit te ontwikkel wat heelheid bevorder, op 'n manier te lewe saam met Jesus nou, wat heling in jou lewe bevorder. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir die lewe wat U vir ons gee. Help ons om in diep aanraking met U te kan kom, met U te kan leef. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.